Kom ons gaan na die woord toe. Ons praat vanmôre en ons is nog steeds besig hierdie op die laaste Sondag van hierdie jaar is ons besig met die titel dat ons gaan sterk eindig. Laat my ook net toe voordat ons die kruiskykers groet. Ons het Marisa en Blomme se Sandra se begrafnis môre by hierdie kampus en het ek gesien is 9 uur. 9 uur asseblief, so kom en ondersteun die familie. Halleluja. Nou, ons praat nog steeds en kom ons gee net ons kruiskykers 'n lekker handeklap. Dankie dat ons saam met u in die sitkamer mag wees. Wanneer ook al dit is, wanneer u hierdie uitsending kyk, ons glo dat daar salwing op hierdie boodskap rus vandag. Ons praat oor om sterk te eindig. Sê vir jou buurman, buurvrou, ek gaan sterk eindig. Sê vir hulle aan die ander kant, want daar's ongeloof aan die regterkant van jou. Praat met die linkerkant van jou en sê, ek gaan sterk eindig. Want hoe ek hierdie jaar klaarmaak, bepaal hoe ek hom gaan ingaan, want die beginsel van hoe ek eindig en ingaan, hardloop vanmôre hand aan hand, en daar's baie dinge wat jou wil terughou, daar's dinge wat jou wil leegtap, daar's dinge wat wil jou moeg maak, daar's dinge wat wil hê, jy moet iewers op sak en as, en ek weet daar's nog van ons groter mense, wat sak en as, hulle glo nog in 'n letterlike sak en as, hulle vas en hulle het hulle gooiingsak en hulle sak en hulle as wanneer dit kom by die laaste gedeelte van die jaar en natuurlik die eerste dae van die nuwe jaar. Maar daar is 'n mense wat moet opstaan uit die as wat weet dat die woord gaan jou versterk. Want die woord van God moet vir jou genoeg wees. Dis daardie brood wat ek daagliks eet. So ek gaan nie vanmôre moeg of lam gelê word deur omstandighede nie. En wie van u weet dat dit is makliker gesê as gedoen? Kom want ek word baie keer wakker gemaak, nie deur my passie en liefde vir die lewe en die Here nie. Baie keer is dit my horlosie, se alarm, wat my wakker maak. Kom, baie van u dink, die kinders van die Here wat altyd vrolik lyk, altyd vrolik voorkom, u dink mos daar sy engelkoor, wat hulle wakker maak. Nee. Wanneer jy jou oë oopmaak in die dag, dan weet jy, daar's nog 'n dag wat aan jou gegee is. Daar's nog 22,000 kanse wat jy het om asem in en asem uit te kan haal, wat natuurlik die heerlikheid van die Here moet verkondig. Daarom, in die laaste paar dae, let tog op wat jy besig is om te sê in 2026 in. Moenie net herhaal die ongeluk, die dood, die sterftes, die verliese van 2025 nie. Nee. Begin lewe te verklaar in jou 2026 en ek wil vir iemand hier sê, dit gaan nie altyd kom deur gevoel nie. Jy moet vanmôre skepingskrag hê, deur te sê dat ja, dit is wat ek in my liggaam voel. En daarom is hierdie nie wensdenkery vanmôre nie. Hierdie is vanmôre as 'n weermag van geloof, wat op die laaste Sondag van hierdie jaar kom en sê, dat dit gaan nie vanmôre oor wat ek ervaar nie. Ek sê nie dat ek dit nie doen nie. Ek sê nie dat ek dit nie ervaar nie. Ek sê nie dat die knie nie seer is. Ek sê nie dat die suiker nie hoog is nie. Ek sê nie my suiker nie. Ek sê die suiker. Ek sê nie dat die bloeddruk nie hoog is. Ek sê die bloeddruk, nie my bloeddruk nie. Kom moenie vir jouself goed eien wat reeds aan die kruis voor, amper sê ek aan die kruis vir jou genaal is nie. Dis wat ek ervaar, maar wat ek aanvaar is deur die wonde van Jesus is ek genees, is daar reeds vir my genesing. Sien, baie mense sê, julle hou van hierdie praatjies wat julle doen en dan hardloop TikTok mos ook met al hierdie positiewe verklaring. Nee, hierdie is nie 'n positiewe verklaring nie. Ek is besig om lewe te verklaar, want die God wat ek dien is 'n lewegewer en 'n koninkryk kan nie onder homself verdeeld wees nie. Daarom kan hy nie lewe gee en lewe neem nie. Nee, Job het gesê die Here het gegee en die Here het geneem. Hy is 'n lewegewer. Daar's 'n dief wat uitgevind is. Daarom moet hy terugbetaal. Die dief is die duiwel. Hy kom om te steel, te slag, verwoes en dood te maak. Maar vir hierdie rede die Seun van God gekom, sodat ons kan hê oorwinning. 'n Lewe in oorvloed. 'n Paar van u wonder nog steeds oor daardie
ding wat hierdie jaar met jou gebeur het, ek sê vir u, as hy nie lewe geproduseer het nie, was dit die duiwel wat jou fokus wou steel, sodat jy nie kon loop na die grootheid wat God neer en uitgesit het vir een vir my voor die grondlegging van hierdie aarde nie. Ons sien daar in Efesiërs 3 vers 20 en aan hom wat mag het om te doen ver. Kom laat ek vanmôre praat soos daai lammetjie wat jy geëet het ver. Party van u eet nog steeds aan ver. Ek het vir 'n paar mense gevra, lewe die trifle nog? Jy sê jy kan nie meer nie, maar daar staan jy met nog 'n bakkie in jou hand. Die wat weet, weet. Die van u wat weet, weet. Ek het vir myself gesê, van ou Kersaand af, tot die 2 Januarie toe is die hond los. Die van u wat weet, weet. En aan hom wat mag het om ver bo alles wat ons bid of dink. Natuurlik is dit nie wat hy kan doen volgens die krag wat in ons werk. Aan hom wat mag het. Wie van u weet dat daar was 'n oorhandiging. Daar's 'n deposito wat in my en u gemaak is. En dat ons onsself uit ons gedagte van 25, 'n paar van ons het nog gedagtes van 2019, 20, 21, 22, 23, 24 en ons kom nou by 25 waar hy hierdie gedagtes, die vyand kleinletter hy, hierdie gedagtes laat bottleneck. Nee, ek het nodig om my gedagtes te kry, soos ook in Openbaring wat hy sê, kom op hierheen. Laat ek vir jou 'n hemelse perspektief gee, dat ek vir jou kan sê dat daar's een is hy en ek gee aan jou die krag, dat jy kan hê meer ver, dat ons moet verbreek, dat ons moet verbreed, dat 2026 het meer om vir ons te gee, maar moenie dat jy vanmôre met 'n klein houer na 2026 toe kom nie. En met dit sê ek nie vanmôre dat ons na die Here toe gaan kom smeekend nie. Nee, ons gaan na die Here toe kom as seuns en as dogters van die Here wat ons klaar maak om ruim te kan ontvang sodat ons weer kan ruim uitdeel. Ons hart is vanmôre om groter, om meer, om oor te loop, tot oorlopends toe vol te wees. In Johannes 5:4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Oorwin 2025. En as ek vir 'n oomblik mag stil staan, gaan dit jou en my besluit wees, om daai situasie wat tans soos 'n berg lyk vir my, soos 'n berg lyk vir ek praat van daai moeilike omstandighede. Ek praat van daai situasie wat jou wou aftrek en dit voel asof hierdie anker wat jou trek nie die woord is nie, hierdie is soos 'n meulsteen wat onder wat aan jou voete gehang is en dit wil jou na die bodem toe trek. Maak jou los van daai ketting sodat jy kan kom bo en kan sien dat die Here goed is. Selfs in jou donkerste dieptes is die Here nog goed. Dat dit jou probeer aftrek. Ons kom en ons sê dat ek praat met hierdie berg, ek het oorwinningskrag. En ek sê moenie hierdeur jaag ek u nie deur u rouproses nie. Ek jaag nie u deur dit wat u kom nie. Ek sê net vir u dat daar gaan 'n môre wees wat u gaan opstaan. Hoekom die belofte is waar dat al ween ek en al is daar gehuil, al is daar treur vir 'n nag, is daar 'n môre wat aanbreek en ek bid dat hierdie môre vir jou sal aanbreek met die aankondiging van 2026 dat in hierdie laaste week jy vir jouself sê dat selfs hierdie bitter gaan die Here vir my omdraai en gaan ek vanuit bedien en dit gaan soet wees aan ander. Want sien is slegs in die hande van die Here wat hy alles kan gebruik en alles kan omdraai, maar ek het nodig om te laat gaan. Sê vir die persoon langs jou, jy het nodig om te laat gaan. Nou as u moontlik die persoon ken wat langs u sit, dan sal u kon weet hoe moeilik dit is vir hulle om te laat gaan.
Kom, is baie maklik in 'n diens soos hierdie, om 'n skrif van 1 Johannes 5:4 te kan hoor dat, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Ek is uit God gebore, u is uit God gebore, so ons oorwin die wêreld. Maar is baie maklik om dan te kan sê, maar, jong, jy weet nie wat ek deur is nie. So, dadelik wil ek myself, ek het nie eens nodig dat die duiwel dit doen nie, maar ek diskwalifiseer myself. Want ek en u weet hoe ons in daai oomblikke gereageer het, toe iets ons lewe oorval wat groter is as ons. Maar ek is hier om met iemand te praat en te sê, hierdie is 'n dag van genade, vars, nuwe genade, het vir jou gewag toe jy in die dag instap, om vir jou te sê, dieselfde oorwinningskrag wat by jou was, voor dit met jou gebeur het, voor dit aan jou gedoen is, voordat jy deur daai donker diepte gaan, daai selfde oorwinningskrag en meer is nou tot jou beskikking, maar u en ek het nodig om aan te gryp, ons het nodig om ons hand uit te kan steek, ons het nodig om dieselfde ervaring soos die vrou van bloedvloeiing, ons het nodig om ons gedagte op te maak. Het u al die gedagte begin opmaak omtrent 2025 en te sê, dat dit wat agter is, los ek agter, en ek sê nie ons stoot weg en ons verwyder onsself van familie, nee, ons sê net nie, dit wat die duiwel bedoel het vir skade en skande, slegs wanneer ek dit agterlos en aan die Here oorgee, gaan hy dit vir die goeie kan meewerk, gaan hy dit kan gebruik, want 2026 weier ons, dat dit 'n herhaling sal wees van 2025. Vir party was 2025 'n nagmerrie, wat jy net gebid het, dat iemand jou moet wakker maak, maar God se droom vir jou lewe is nog dieselfde. God se droom vir jou lewe is nog dieselfde, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Een ek is uit God gebore. Sê vir jou buurman, buurvrou, jy is uit God gebore. Daarom is daar oorwinningskrag in jou, jy kan dit doen. Ek sê vir die persoon wat nog die hele tyd met jou praat, en jy hou nie van mense wat in die kerk met jou praat, en sê vir hulle, jy kan dit doen. Ek kan dit doen. Ek gaan dit doen. Ons gaan dit doen. Sien, want daar is 'n God deel en daar's 'n my deel. My deel begin vanmôre deur 'n besluit te maak om te sê dat ek kry my gedagte vasgenaal aan die kruis, dat ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee om die wêreld te oorwin. Dat daar's oorwinningskrag in my, dat ek myself gaan losmaak van hierdie anker wat my aftrek, nie vashou nie, maar aftrek en wil my onderkry. Nee, ek gaan deurbreek. Ons gaan deurbreek. As families gaan ons deurbreek. 2026 en ek weet, ons het gesê oor 2025 dieselfde, ons het gesê 2025 gaan ons jaar wees, maar ons maak ons gedagte vanmôre vas, dat ek sal slegs beleef, en wanneer ek beleef ek God met alles wat ek beleef, dat sy belofte is vir my waar. Ons is uit God gebore, so ons het oorwinning, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik die geloof. Die geloof. Wie van u se geloof was hierdie jaar getoets? Wie van u se geloof is nou nog onder die mikroskoop? Moenie ophou glo nie. Moenie ophou die Here vertrou nie. Moenie vanmôre ophou. En ek is nog hier. Dit beteken God is nog nie klaar nie. Nee, dis belangrik dat ons sal weet. En ek is nog hier. Dit sê vir ons dat God is nog nie klaar nie. Sien, nou moet ons begin inleen in wat God besig is om te sê. Wat is die instruksie? Wat is die instruksie wat hy vir ons gee, sodat ons kan ontlont, sodat ons kan aan die brand steek, dit wat nodig, dit kos 1 kers dinamiet, op 'n strategiese plek in 'n damwal, om klein ontploffingkie te maak, sodat daar 1 kraakie kan wees, sodat die krag van die water, wat binne in daardie dam is, om daai kraak
deur te breek. En ek het nie nodig om baie te doen nie. Alles is reeds vir ons gedoen. Al wat ons nou nodig het om te doen is om op die afgehandelde taak van die kruis te staan. Daarom die eerste paar weke van die nuwe jaar, spesifiek die eerste maand van hierdie jaar, wanneer ons gaan begin praat oor eerste dinge, het ons nodig om wanneer ons begin praat, het ons nodig om te let op die eerste woorde wat uit ons mond uitkom. Paar van u gaan minder saam met Tannie Judy moet sing. Want sy is mos al een wat verstaan. Hier's 'n paar Afrikaanse mense wat glad nie weet van please understand my situation nie. Minder saam met Tannie Judy stem, meer saam met Jesus stem. Iemand het nodig om 'n TM te maak. Dit moet op 'n T-shirt kom. Wat ons sien dat die woord vir ons in hierdie oggend is dat ons het reeds wat ons nodig het. Die oorwinnaarskrag aan die binnekant van ons. Ek weet nie wat jou omstandighede vir jou vir u vanmôre sê jy nie kan doen nie. Eers mense in hierdie gehoor, ek kom deur 'n geskiedenis van verslawing en jy's hier. Ek kom deur verlies op verlies. Hier's mense hier wat deur vele terugslae en nederlaag kom, maar jy's hier. Dit sê vir my, die feit dat ek hier is, hy's nie klaar met dit wat hy deur ons wil doen nie. 2026 'n jaar wat jy gaan sien hoe die gemanifesteerde krag van God se heerlikheid deur jou lewe gaan opereer. Jy praat taal wat klink asof dit net pastore is en hooggeplaasde. Nee. Hierdie is die seisoen waar jy gaan sien hoe hy almal wat beskikbaar is, wat bereid is om die instruksie te volg, waar hy hulle gaan verhoog, hy hulle gaan uitlig, hy hulle gaan plaas sodat ander kan inkom. Dit gaan hierdie jaar wees waar jy gaan sien hoe die oes nie net van die eie finansies, maar die oes van die saad van gehoorsaamheid oor u lewe wat 2025 geplant het, gaan u sien hoe dit in oorwinning gaan losbreek en daar weer 'n dans, daar weer 'n huppel gaan wees in u lewe, waar u gaan sien maar die werk wat gedoen was in 2025, dat daar's 'n nuwe vreugde wat hy oor u uitgiet, dat jy eendag, moontlik een oomblik net sal sien hoe dinge anders is. En hierdie is nie vanmôre net maniere wat ons dink en kan sê, kom ons hoop maar vir die beste nie. Nee, hierdie is God se woord. U is uit God gebore, daarom is daar oorwinningskrag in u. Sê vir jou buurman, buurvrou, sê dis in jou. Sy woord is in jou. Sy woord is in jou. As u vanmôre hier is en u sê dat ek weier om vanmôre minder te hê, te ontvang met 'n minder verwagting in 2026 in te gaan as wat God wil hê ek moet. Ek weier. Ek staan vanmôre uit my omstandighede op. Ek staan in die oorwinningskrag van Jesus Christus op. Wil ek hê u moet saam met my staan en ek wil vra dat die families wat die kinders gaan inseën. Dink is net ons Julius familie wat gaan kom na vore. Al die grootouers en pastore. Terwyl hulle na vore kom, bid ons vir 2025 en soos wat ons deurgaan na 2026 toe. Here, ons dankie, ons wat hier staan vanoggend, Here. Here, ons glo die woord oor ons lewe. Here, ek dankie dat die werk wat u in ons begin het, gaan u volëindig, Here. Here, dankie dat u is 'n klaarmaker. Here, u is nie een wat soos ons baie kere halfpad met dit wat ons begin los en dan, Here, nie klaar maak nie, u maak klaar. Ons dankie vir die salwing wat oor hierdie huis is vanoggend. Halleluja.
steek u hande na hulle uit, en as daar 'n paar oupas en oumas is, julle kan ook na vore kom. Nou, ek kan nou nie een van Estelise se kinders voorstel, sonder om te sê hoe klein sy was toe ek haar gesien het vir die eerste keer nie. Sy was een van die eerste ushers wat my welkom laat voel het. Toe ek by Loftaal gekom het, en dis nou al in 97. Is nou lekker soos wat sy die gemeente groei. Soos wat hulle ons gemeente groei. Ek weet nie of ek hulle moet oornooi na Goodwood toe nie, dan weet ek, daar saam so 7 van die sitplekke sommer klaar gevul. Maar soos die trappies begin uitgelê word, kan ek nou sê, ek dink jy was so groot geweest en 'n bietjie kleiner, jy kon skaars loop. Dis 'n Loftaal se plastiek stoele soos die een verslaggewer gegee het. Groot voorreg om vanmôre hierdie dogter, hulle diername vir julle kinders, né? Amethyst Rose Elizabeth. Ons sal later die geskiedenis hoor waar en hoe. Maar ek het 'n groot voorreg om saam met hierdie familie te loop. Ek praat van die hele familie. En vanmôre gaan dit oor hierdie pragtige prinses. So ek vra aan julle, almal wat hier voor staan, neem julle ons almal as getuies dat julle vir Amethyst Rose gaan in die vrese van die Here groot maak. Wat sê julle? Julle sê ja. Want dit kos meer as een, en selfs ons enkel ouers, laat ons hulle bystaan. Ek vier hierdie familie. Ons bring hierdie prinses, Here, van u na u toe, Here. Here, ons dankie dat u woord is duidelik, Here, omtrent die instruksie hoe ons kinders na u toe moet bring. Here, wanneer ons luister na die groot doop en die betekenis daarvan, dan beteken dit om te onderdompel. Daar's 'n sekere insig wat ek nodig het om te hê, om die ware krag van dit te mag ervaar. Sien dat dit die trouring van my bekering is, my openbare verklaring. Maar hierdie oggend, Here, doen hierdie pragtige ouers, Here, soos wat die woord sê, hulle bring die kinders na u toe. Here, daar is dieselfde krag wat vloei uit hierdie gehoorsaamheid. Here, ons kom en ons lê ons hande vanmôre op hierdie pragtige dogter van u, Here. Here, ons weet die roeping wat oor die hele familie is, Here. Maar vanmôre in hierdie oggend maak ons los die plekke, Here, waar haar voete gaan dans en haar voete gaan loop, Here, dat dit ontvanklik sal wees, Here, dat dit voorberei sal wees vir haar, Here. Ons dankie, Here, dat u self, Here, 'n pad vir haar oopmaak, Here. Dat u die engele aangaande haar bevel gee om haar op die hande te dra, Here. Here, dat goedheid en guns nie net haar mag volg nie, maar dat dit vooruitgang en vir haar 'n plek voorberei, Here. Here, dankie dat sy mag beleef soos die res van die gesin en kinders, Here. Here, hoe die parskype, Here, oorloop, hoe die vensters van die hemel oor hulle lewens, Here, oopgemaak word, oor haar lewe oopgemaak word, Here. Here, ons dankie dat haar ouers, Here, het 'n weg gebaan vir haar, Here. Here, om aan die voetspore van u te laat volg, Here. Here, sy kan hardloop en sy kan groot tree gee. Here, dankie dat sy een sal wees wat geroep sal wees om groter en dieper spore te trap, Here. Here, op hierdie stadium die jongste, Here, in die familie, Here. Dank ons u, Here. Here, dat sy al reeds, Here, 'n lied van versoening in haar mond het, Here. Here, dat wanneer sy geleide maak, Here, is dit geleide van versoening wat harte bymekaar bring, Here, maar ook
genesing in harte bring, Here. Here, ek dank U, Here, dat hierdie familie gaan beleef, Here, selfs in die dae, Here, wat sy in hulle lewe gekom het, dat daar, Here, dat daar 'n greep oor hulle lewe gebreek is, Here. Here, dat ewer skielik begin hulle ingetrek word in vertrekke, Here, waar bonusse en promosies aan hulle gewy word, Here. Here, ek dank U vir guns, Here. Here, hierdie dag, Here, word opgeskryf, Here, in die hemel. Here, in hierdie dag, weens hulle gehoorsaamheid, kan dit nou ook gebruik word, Here. Here, dat hierdie prinses, Here, in die jare wat kom, en daar waar haar sou wees, Here, selfs net wanneer die koors weens tande wat gesny word, 'n bietjie hoër is, kan hulle kom en sê, Here, ons het gedoen wat die skrif sê. Ons het haar gebring. Here, jare wat kom en daar's vriende, kan hulle sê, Here, ons het gedoen soos wat die skrif sê, ons het die opdrag gevolg. Here, as dat verkeerde vriende en invloed is, kan die woord vir hulle werk. Here, dankie vir die beskerming oor haar, Here. Here, dankie dat sy 'n draer van belofte sal wees. Here, dankie dat sy sal een wees wat sal hunker om die stem van die Here te hoor. Here, ek dankie vir die gawes wat deur haar sal vloei, Here. Here, dankie vir selfs net haar glimlag, Here, wat dit gaan bedien, mense gaan bedien, Here. Mag hulle sien hoe die Here glimlag oor hulle lewens. Here, ek dankie, Here. Here, dat sy 'n reuk sal, Here, vrystel, wat mense, Here, sal nader trek na Christus. Ons bring haar vandag na U toe, in die magtige naam van Jesus. Seën hulle vanmôre, Here. Die hele familie, Here. Dankie vir hulle, Here. In die naam van Jesus. Here, dankie dat hulle sal sing, hulle sal dans, hulle sal die woord bedien. Here, dankie. Here, dankie dat Brenda sal die belofte sien, Here. Die gemeenskap sal die belofte sien. In die naam van Jesus. Is 'n sterk toring. Halleluja. Pastore, kom ons hou aan om hulle te bedien. Ek nooi u vanmôre uit. Ek nooi u vanmôre uit wat nog hier staan. As jy sê, Jaco, ek voel asof daar dinge is wat my wil terughou in 20, wil my vashou in 2025, maar ek kies om vanmôre te laat los, en jy het gebed nodig. Kom saam uit, terwyl ons net so daai lied net een keer saam sing. Die naam van Jesus is 'n sterk doring. En hy is hier om jou vry te maak. As jy gebed nodig het vanoggend, stap net uit, ons gaan saam met u bid. As jy vanmôre gebed nodig het, vat vanmôre moed. Ons wil saam met u bid. Ons is sterk doring.
te gaan met groot vrymoedigheid en verwagting in 2026. Pastor Emmy vra om vir ons af te sluit. Halleluja. Ek hoop die woord het vir iemand iets beteken. Gaan in hierdie dag en dan maak jy jou gedagte op. 2026 gaan jou jaar wees. Halleluja. Ons eer die Here vir sy woord. Die skrif sê hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal vir altyd bly staan. Vader, ons dankie vanmôre dat die woord en die gees het met ons gepraat, Here. En Here, ons dankie dat ons vanmôre U gee ons 'n keuse, dat ons gaan sterk eindig. En Here, soos ons wat ons hierdie jaar uit gaan sterk, so gaan ons die nuwe jaar ook sterk begin, Here. Ons kies dit en ons verklaar dit en ons glo dit en ons gaan dit doen, Here. En ek bid vanmôre, Vader God, dat as enige iemand is wat vanmôre 'n aanraking nodig het, dat hulle sal weet dat die Here is in die plek. Die Here het vir hulle iets gedoen en ons verklaar, Here, dit wat ons vanmôre al reeds verklaar het, dat in hierdie nuwe jaar gaan ons sterk begin en ons gaan ook weer 2026 sterk eindig. Ons verklaar vanmôre 2026 gaan beter wees as al die vorige jare, Here. Ons verklaar vanmôre, U is nog altyd die Here in beheer en as God vir ons is, kan niemand vir ons wees teen ons wees nie. Help ons om ons oë gefestig op Jesus te hou. Anker ons in U woord en dra ons veilig deur en seën elke een in hierdie dag, dat ons sal uitgaan, verskilmaker sal wees, Here, en dat ons die evangelie sal gaan verkondig, die boodskap van nuwe hoop sal gaan uitdra, en dat ons weet, ons God is groot, en hy regeer, en hy is die een wat die wonders doen. Ons loof, ons eer, ons prys U. Amen. Loof sy naam.